Dankie Here dat ons vanaand hier aan die begin van Pinksterweek bymekaar kan wees as 'n geloofsgemeenskap. En elkeen van ons wat vanaand hier sit, sê dat ons weet ons kon vanaand op klomp ander plekke gewees het. Maar ons kies om vanaand hier te wees. Omdat daar iets diep in ons is wat roep na U. Omdat daar iets in ons is wat U beter wil ken. Meer vanuit U krag en U bestaan wil lewe. En daarom bid ons Gees van God, dat U ook vanaand met U wind deur ons lewens sal waai, sodat ons iets diepers kan verstaan van wie U is. Amen. Goeienaand almal. Baie welkom, dit is lekker om julle hier te verwelkom vanaand. Ek wil aan die begin van hierdie week vir jou vra, om hierdie week so 'n bietjie anders te luister. Om met meer as net jou kop te luister. Om ook met jou hart en jou siege, jou sintuie, jou instink, selfs jou intuïsie te luister. Om dieper te luister as wat jou eie gedagtes en jou eie verstaan jou dalk toelaat. En daarom wil ek jou nooi om te luister met alles wat jy het, om dieper te luister as my woorde. Kom ons begin vanaand deur na hierdie te luister.
Wanneer aan die Bybel oor God se Gees gepraat word, is dit beelde wat beweging en lewe aandui. Dis dinamies. Dis vloeibaar, soos die wind. Ek dink baie van ons is tradisioneel gekondisioneer om te dink dat wanneer die Bybel oor God se Gees praat, dan is God se Gees iets wat later kom. So as 'n mens nou dink oor die verloop van die storie, dan is die meeste van ons geneig om die verhaal te vertel as eers was daar God as die skepper en party sal ons sal sê God die Vader en later het Jesus Christus bygekom en toe nog 'n ruk later God se Gees. Dis hoe ons tradisioneel geleer is. Maar ek moet sê, en ek het dit gisteroggend ook gesê, ek dink dat hierdie manier van verstaan wat baie van ons mee groot geword het, is geweldig inperkend. Want as 'n mens fyn kyk, sal jy sien dat die Gees van God en Christus reeds van die begin af al daar was. So ons maak 'n groot fout as ons dink dat Jesus en die Heilige Gees latere byvoegings tot God se plan was. So amper asof Jesus en die Heilige Gees God se plan B was, toe dinge nou nie so lekker wou uitwerk nie. Een van die goed wat ons weet, en ek vermoed die meeste van ons weet dit, van God se Gees, is dat die werk van God se Gees nie iets is waaroor ons as mense beheer het nie. En daarom is dit so, dat al probeer ons hoe hard, sal ons nooit regtig volledig die Gees kan begryp en ten volle kan verstaan nie. So as dit jou doelwit is, dan wil ek eintlik sê, aanvaar nou al, dat jy nie daarby gaan uitkom nie. Nooit in jou lewe nie. En daarom dink ek is hierdie metafoor van God se Gees waarmee ons in hierdie week gaan werk, naamlik die Gees van God as die wind, een van die beste maniere hoe ons oor God kan dink. In die Bybel, beide in die Ou en in die Nuwe Testament, is daar regtig verskeie voorbeelde waar die wind as hierdie sterk metafoor voorgestel word vir die teenwoordigheid van God in mense se lewe. En ons gaan vanaand so na 4 kort voorbeelde kyk wat presies dit illustreer en dan 'n baie spesifieke aspek van God se Gees as die wind. Nou die eerste stuk waarby ons gaan stil staan is letterlik die begin van die Bybel. In Genesis 1 vers 1 tot 3 waar daar staan: in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Stel jou voor hoe hierdie toneel nou eintlik moes gelyk het, as ons dit kon sien. Dit is amper soos 'n baie aangrypende inleiding vir 'n wetenskapfiksie film. Daar was niks. Die aarde het nog nie bestaan nie. Dit het nog nie vorm gehad nie. Dit was leeg. Dit was donker oor die dieptes, so sê die Hebreëus. Maar die Gees of die wind van God, die ruach van God, het oor die duister dieptes gesweef, gehang, in Engels gehover. Voor daar enige iets was die Gees van God daar. En dan sê die storie, en toe sê God, laat daar lig wees. En daar was lig. Dis interessant dat as 'n mens kyk na hierdie teks en jy kyk na van die ander tekste wat ons in die Bybel vind, waar hierdie woord ruach gebruik word, dan word dit amper in al die vertalings en in die verskillende maniere hoe hierdie woord gebruik word, afwisselend en uitruilbaar gebruik, gees en wind. So amper asof daar nie kan besluit word, hoe moet jy ruach nou eintlik vertaal nie? Moet jy dit nou vertaal met gees of moet jy dit nou vertaal met wind? Wat ons hieruit aflei in hierdie eerste gedeelte in Genesis is dat die Gees van God intrinsiek deel is
van die skepingsproses. Die Gees is die Gees van lewe. En sonder die Gees van God is daar geen lewe moontlik nie. Nou ek wil hier 'n kantnota maak, wat eintlik 'n baie belangrike kantnota is. Maar ons gaan nie vanaand hoofsaaklik daarop fokus nie. So ek slaan so 'n vlaggie hier langs die kant in. En hierdie kantaantekening sê dat 'n mens tog hier moet hoor. As jy iets verstaan van Christus, is daar 'n baie groot ooreenkoms tussen dit wat hier in Genesis 1 oor die Gees van God gesê word en dit wat ons van Christus weet. Ons kan eintlik nie oor die Gees praat as ons nie oor die Vader en oor Christus ook praat nie. En hier kan ek nie anders as om ons terug te vat na Johannes 1 nie. Onthou, Nuwe Testament. Genesis 1. Hierdie aangrypende ooreenkoms. So ek lees hierdie stuk in Johannes 1 en hoor 'n bietjie hoe klink dit so baie soos dit wat ons nou net in Genesis 1 gelees het. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hoor jy dit? Hierdie aangrypende ooreenkomste tussen dit wat in Genesis 1 vers 1 tot 3 staan en hoe Johannes dan begin. En Johannes trek hier 'n paar belangrike verbande. Hy sê in die begin was die woord, of dan in Grieks die logos. Die logos as die eerste beginsel van God, die vertrekpunt. Uit hom het alles tot stand gekom. En dan kom woon hy in die vorm van Jesus. Hier, tussen ons. Die Gees wat saam met hom na ons toe kom, is die Gees van Christus. Die Gees van God. Die Gees van lewe, wat in Genesis 1 oor die donker water sweef, voor enige iets bestaan. Ons gaan verder, die volgende keer wat ons die Gees aantref, is in Genesis 2. Genesis 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Hierdie storie sê vir ons, God blaas die wind van lewe, die Nishmat Chaim, in die eerste mense neusgate in, vul sy longe met lewensasem en skielik is daar lewe. En sedertdien bly dit een van die grootste misteries van om 'n mens te wees. Jou eerste asemteug. Die laaste asem wat jy uitblaas. As jy jouself sou kon voorstel, sê nou jy was daar die eerste mens. Verbeel jou. Jy asem jou eerste asem in. En jy maak jou oë oop. En voor jou sien jy God. God wat na jou kyk. Ek wonder sommer, wat sien jy as jy in God se oë kyk? Wat sou dit beteken as God nou nuwe asem in jou sou inblaas? Die volgende keer waar ons God se Gees aantref, waar God tussen mense teenwoordig is in Exodus 14, vers 21 en 22. En hier gebruik ons die verstaan van God se Gees as 'n sterk metafoor in die verhaal van Israel en ook in ons lewens. Dit gaan oor kort nadat die Israeliete uit Egipte bevry is en hier is hulle nou op pad, hulle trek deur die woestyn en die Farao se manskappe is hier agter hulle aan.
Hulle staan voor die see. Hulle kan nie terug nie, hulle kan nie vorentoe nie. Hulle is letterlik vasgekeer tussen die duiwel en die diepblou see. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daardie hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Nou in hierdie gedeelte in Eksodus sien ons hoe God hierdie wind stuur. Interessant, dieselfde woord wat in Genesis 1 gebruik word, ruach, is dieselfde woord wat hier in Eksodus gebruik word. En dan is dit baie interessant om te sien dat hierdie Eksodus gedeelte sê die oostewind. Daar het 'n sterk oostewind gekom en oor hierdie water gewaai en 'n pad oop gewaai. Hoekom sou dit belangrik wees dat dit nou juist 'n oostewind is? Want in die tyd van Israel het hulle geglo dat die redding baie dikwels uit die ooste gekom het. So hier kom hierdie wind uit die ooste wat hulle kom red, wat vir hulle 'n lewensmoontlikheid kom oopwaai. Dit skep vir hulle 'n uitkoms wat andersins nie sou moontlik wees nie. Ons sien hier hoe die wind van God se gees 'n pad maak vir sy mense, waar daar nie van tevore 'n pad was nie. Die ongelooflike ding wat ek hoop ons vanaand saam ontdek is, dat God dit vandag nog steeds doen. Elke keer, wanneer ons onsself bevind tussen die duiwel en die blou see, dan kom God se gees as die derde opsie. Dan kom staan God se gees in hierdie situasie en hy sê, kom ons dink aan nog 'n manier. Kom ons kies nie links of regs nie. Kom ons kies nie reg of verkeerd nie. Maar kom ons kies God se pad. Kom ons laat toe dat God se gees vir ons 'n ander pad wys. Dat God se gees 'n pad maak waar daar nie van tevore 'n pad was nie. Miskien is die belangrikste ding om te verstaan dat God se gees deur prosesse skep. Wel nie eensklaps nie, maar deur prosesse skep God altyd vir ons lewensmoontlikhede wat ons nooi om hom raak te sien en om saam met die beweging van God se gees te beweeg. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel en ons gaan môre aand hieroor gesels. Dat God se gees baie dikwels in ons lewe aan die werk is, maar dat ek self so weerstand bied teen dit waarmee God in my lewe wil besig wees. Dat die wind waai en waai, maar dat ek nie saam waai nie, omdat ek my hakke ingeslaan het. 'n Laaste voorbeeld kom uit Esegiel, hoofstuk 37 vers 8 tot 10, daai baie bekende visioen van die vlakte vol droë bene. En dan sien die skrywer van Esegiel hierdie visioen, hy sê, terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle, en word daar vel bo-oor getrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle in, en hulle lewe, en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Weerens, dit wat in Genesis en Eksodus met gees en wind vertaal word, is presies die woord wat ons hier in Esegiel aantref, die woord ruach. En ek wil hierdie woorde weer lees. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik jou oë toe te maak en bietjie hierdie woorde met jou hart te hoor. Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en daar word vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet mens. Sê vir die gees, so sê die Here my God.
kom uit die 4 windstreke, Gees. Blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. As 'n mens hierdie teks lees, dan kan 'n mens amper nie anders as om hierdie vrae te hoor, om te hoor hoe hierdie teks vir my en vir jou hierdie vrae vra nie. As ek sou staan en ek sou uitkyk oor die vlakte van my lewe, watter dele van my lewe lê daar in brokstukke? Watter aspekte van my lewe lê soos droë bene op die vlakte? Van watter aspekte in myself wat vroeër in my lewe pulsend, lewendig was, het ek my dalk gedissosieer en vervreem geraak daarvan. En hoekom? Wat is dit in my wat dood gegaan het? Wat God weer wil laat lewe? Nou, as 'n mens hierdie 4 tekste wat ons nou vanaand so vinnig na gekyk het, langs mekaar sit, is daar 'n paar belangrike goed wat ons moet raak sien, wat ons van God se Gees kan verstaan. Die eerste is dat geen lewe moontlik is sonder die Gees nie. Oral waar ek op enige moontlike manier tekens van lewe sien, op enige plek en op enige manier, is dit die aanduiding dat God se Gees hier werk. In die natuur, in my verhoudings, in vaste loopte omstandighede in my lewe, en hier aan my binnekant. Die tweede ding wat ons moet raak sien is dat alle forme van lewe die bewys is dat die Gees nog die heeltyd besig is om te werk. God se Gees bestaan reeds voor orde, hy bestaan reeds voor skoonheid. In enige plek waar God se Gees uitgeasem word, word die skepping en alles daarmee saam, ek ook, tot nuwe en vars lewe herskep. Kom skep God binne in ons die hoop waarmee ons op 'n nuwe manier kan leef. Ek vermoed een van die redes waarom ons God se Gees so klein maak, so in ons eie klein boksies inpas, is omdat ons eie koppe te klein is om regtig God se Gees te verstaan. As ons onsself kan toelaat om werklik oop te wees vir die Gees van God, dan sal ons dit absoluut oral vind. Ek was 'n student toe ek vir die eerste keer gehoor het van die Fibonacci-kode. Ek weet baie van julle weet daarvan. Maar dit het 'n geweldige groot indruk op my gemaak. En die rede waarom dit so 'n groot indruk op my gemaak het, was omdat ek vir die eerste keer besef het, hier is 'n patroon van God oral om ons. En ek het dit nog nooit raak gesien nie. Ek het dit nog nooit gesien nie. En ek dink dit is presies hoe God se Gees werk. Dat God se Gees oral, soos die Fibonacci-kode, oral tussen ons aan die werk is. Maar ons sien dit nie raak nie. Elke liewe dag, in eindelose situasies, is God se Gees in my en in jou lewe aan die werk. Ons voel dit nie noodwendig nie. En omdat ons dit nie voel nie, kan ons dit nie sien nie. Ek wil graag vir julle hierdie video wys van die Fibonacci-kode en hoe dit werk. Ek gaan nie probeer om dit te verduidelik nie, hierdie video doen dit baie oulik. 3 minute lank wat op 'n pragtige manier iets uitbeeld van presies waaroor hierdie Fibonacci-kode waaroor ek nou praat gaan. So kom ons kyk daarna.
Hy sê, "Goeie, jy gaan moet help hier. Hierdie wil nie hierdie prentjie wys nie." As 'n mens dit eers begin raak sien jy dit oral. Kyk sommer nou na jou eie vinger. Dit sit daar op jou duimafdruk. Die persoon wat langs jou sit, en dalk is dit 'n bietjie vreemd om nou na iemand anders se ore te staar. Daai ore, jy dra dit elke dag saam met jou, weerskante. Die wonderwerk dat God se Gees oral teenwoordig is, dat die vingerafdruk van God in alles van ons lewe aanwesig is. Wanneer ons na die skepping kyk, en dit is een van die grootste take van God se Gees, een van die grootste algemene plekke waar ons God se Gees kan leer ken en waar ons moet leer raak sien, is natuurlik in die skepping. En waarom? Want dit is in die skepping dat ons sien hoe God se Gees die heeltyd besig is om aan die een kant kreatiewe en diverse vorms van lewe na vore te bring. En aan die ander kant is God se Gees die heeltyd besig om daai verskeidenheid nader aan God te trek. Hierdie is 'n ongelooflike belangrike beginsel om iets te verstaan van hoe God se Gees met ons mense werk. En daarom kan die natuur ons so baie leer. God is die heeltyd besig om tussen ons verskeidenheid te skep, soveel dat ons as mense dit glad nie kan hanteer nie. Ons beklei met mekaar omdat daar so baie verskeidenheid is. En terselfdertyd is God se Gees besig om dit alles in homself te probeer verenig, omdat hy alles probeer nader trek na God. God se Gees is die heeltyd besig om te poog om een reuse ekosisteem van harmonie en deernis en respek en liefde te skep. En hy wil ons daarvan deel maak. So is daar dalk 'n kans dat dit wat ons sien as toevallige ewekansigheid eintlik wetenskaplike presisie en patroonmatigheid sou kon wees. Iets waaroor ons later in die week gaan gesels is hierdie gedagte dat God in sommige opsigte deur sy Gees op die mees algemene sin denkbaar werk, soveel sodat ons nie eers kan dink dat dit God se Gees is nie. En dan terselfdertyd dat God so persoonlik net met my werk. 'n Volgende ding wat ons van God se Gees kan leer as ons na hierdie tekste kyk, is dat God se Gees ook vandag in my en jou lewe wil besig wees om lewe te bring. Al 4 hierdie tekste waarna ons vanaand gekyk het, het een ding in gemeen. En dit is dat dit sê, die Gees van God bring lewe. Oral waar God is, wil hy lewe bring. Die Gees van God is besig met prosesse van lewe. En dadelik sal ons sê, maar waar pas die dood dan in? Die dood is deel van God se proses van lewe. Richard Rohr skryf so mooi hieroor, en ek lees dit graag, julle is welkom om dit saam met my te lees. Hy sê, the Holy Spirit shows herself as the central and healing power of absolute newness and healing in our relationship with everything else. The Holy Spirit shows herself as the central and healing power of absolute newness and healing in our relationship with everything else. Dat God se Gees konstant besig is om lewe te skep, sodat ons en almal rondom ons kan lewe. Om harmonie te bring, om eenheid te bring, om balans te bring, waarmee ons mense regtig nie baie goed is nie. Hy sê verder op 'n ander plek, any staying in relationship, any insistence on connection is always the work of the Spirit, who warms,
softens, mends, and renews all the broken and old places in and between things and people. The Holy Spirit is always the third force happening between any two dynamics, invisible but powerful, willing to be anonymous. She does not care who gets the credit for the wind from nowhere, the living water that we take for granted, or the bush that always burns and is never consumed. Die groot uitnodiging as ons dink oor God se gees as die gees van lewe, is dat ons God sal leer ken, dat ons die gees sal leer ken as die oorsaak, die eerste beginsel, die vertrekpunt van God, en dat God ons daarom nooi om enige vorm van doodsheid in ons eie lewe voor hom te bring, om enige vorm van gebrokenheid, van watter aard ook al, in my eie lewe voor God te bring, en toe te laat dat die gees van God oor die chaos van my eie donker waters waai. Maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie, God se gees is altyd besig om patrone van lewe in ons lewe te skep. En daarom, as dit voel asof jou situasie vasgeloop is, asof jy die einde van 'n pad bereik het, sê God, dis nooit die einde van die pad nie, want ek is die wind van lewe. Amen.